Baie welkom by vanoggend se erediens, ook vir elkeen aanlyn wat saam met ons is. Ons tema van vanoggend is gebed, die asem van elke kind van die Here. Blaai saam met my in die woord van die Here. Ons gaan lees een versie, 1 Tessalonisense 5 vers 17. 1 Tessalonisense 5 vers 17. En ons tema dan gebed, die asem van elke kind van die Here. Ek gaan vir ons lees en daarna gaan ons saam bid. Bid sonder ophou. Ek wil net weer lees. Bid sonder ophou. Mag die Here sy woord seën in ons harte vanoggend. Kom ons raak stil en bid ons saam. Almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons raak stil in U teenwoordigheid. En ons weet, Here, ja Here, ons ervaar selfs dat U is hier met ons. En Here, ons is dankbaar vir die wete dat ons aanbid U die lewende God. Soos ons vroeër gesing het, Here, daai lied wat ons gesing het, van Dawid in Psalm 8, wat is die mens dat U in hom dink? En Here, ons kan onsself daarmee vereenselwig, want die eintlik wat ons verdien, Here, is die dood, maar tog is U die een wat genadig is. Tog is U die een wat vir ons in die kruis gesterf het, sodat ons lewe kan. Vader, ons eer U, dat U die wêreld so lief gehad het, dat U U seun nie gespaar het nie. Here, ons weer is lang naweek en baie mense is op vakansie en weg vir die lang naweek. Bid vir elkeen wat weg is en wat moet terugreis. Ons gebed is, Here, dat U vir almal veilig terug sal bring. Waar hulle bestemming is. Here, ons is ook dankbaar vir U woord. Here, U woord wat ons weet is die waarheid. Wat skerper is as 'n tweesnydende swaard, wat 'n lamp is vir ons voet en 'n lig op ons pad. Here, ons weet en ons erken en ons bely dat U woord is onfeilbaar. Here, al is daar so baie wat sê dat U woord is feilbaar. En die woord is geskryf vir die mense in daardie tyd. En die woord is nie relevant nie. Here, ons kom volgens. Hier in U kerk, Here, en ons erken dat U woord dra gesag. En dat U woord is relevant. En dat, Here, dat U woord in ons en deur ons werk. Here, ons bid ook vir ons regering. Here, want U sê in die woord, ons moet vir ons regering bid, sodat ons 'n rustige en 'n stil lewe sal hê. Here, ons weet, hulle ken nie vir U. En daarom bid ons vir hulle. En ons kom ook vanoggend, Here, in diepe afhanklikheid. En Here Jesus, ons wil U en U alleen, wil ons met ons hele wese, met ons hart, met ons siel, met ons verstand, met ons mond, met ons lippe, ja Here, dit wil ons gebruik as offerdiere om U lof te besing. Want U alleen is lieflik. Here, U alleen is loflik en U alleen is dit ook waardig. Kom Here, en word U verheerlik. In Jesus naam bid ons dit. Amen.
Ek dink almal het al hierdie tyd, weet almal wie was Charles Spurgeon gewees. Charles Spurgeon word gereken as die teoloog van die eeu. Hy het die volgende gesê, dink ek gesê. Ware gebed is nie net 'n oefening of plig nie, maar die uitdrukking van 'n lewende verhouding met God. So ons eerste punt vanoggend is, gebed is die kanaal van verhouding. Jy sien, deur gebed, as ek bid, of enige iemand bid, dan besef ek, maar ek kom sê vir die Here, dat Here, ek is afhanklik van U. En omdat ek afhanklik van U is, help dit my in my verhouding met die Here, want ek besef dat ek kan nie alleenig nie. Daarom bid ek tot die Here, want ek sê so half indirek, dat ek erken, Here, dat U is God, U is almagtig, en U kan doen verder wat ons bid en wat ons dink. Daarom, Here, kom ek in gebed na U toe, want ek weet, ek sien my eie tekortkominge, weet ek besef, Here, dat ek is maar net 'n mens. En dis waaroor gebed gaan. Jy weet, mense het die vermoë om gebed so half af te water. En selfs met Bybel lees. Iemand het gesê, ek lees maar nie die Bybel. En ek dink vir myself, maar hoe kan jy dit sê? Want om die Bybel te lees is een van die belangrikste boeke van, dit is die belangrikste boek wat daar ooit sal wees. En om te bid is gehalte tyd wat jy spandeer met die Here God. Daarom is dit so belangrik dat ons as kinders van die Here, dat ons sal besef die voorreg wat ons het in vandag se tyd om direkte toegang te hê tot die Here Jesus Christus. Onthou jy nog, toe die Here Jesus die laaste asem uitgeblaas het, kan jy onthou wat dit gebeur het toe die tempel se voorhang was? Enige skeer. Hy het middeldeur geskeer. Simbolies beteken dit nou het ons direkte toegang tot God. In die Ou Testament was daar nie direkte toegang gewees nie, jy moes by die priester gewerk het. As jy gesondig het en jy jou sonde en moes na die priester gegaan het, jy moes 'n offer gebring het en hy het namens jou gedoen. Nou is dit anderste, ons het nou ons eie hoëpriester, Jesus Christus sê die Hebreërskrywer vir ons. Ons het direkte toegang tot die Here God. En dit help vir ons, nou het ons 'n oop kanaal. Daarom, hierdie skrifgedeelte, Paulus sê, bid sonder ophou. So met ander woorde, baie mense vra, wat maak ek nou met my kinders, en ek so 'n bietjie bekommerd oor hulle, bid sonder ophou. Hoe maak ek by die werk, ek het 'n paar uitdagings by die werk, bid sonder ophou. Hoe maak ek as ek in 'n krisis is? As ek nie weet of ek moet links of regs nie, bid sonder ophou. En dis iets wat ons vir onsself moet inkweek, hierdie gedagte van, ek moet bid sonder ophou. Want jy sien, mense het die gewoonte, ons bid vir 'n ruk lank vir 'n saak, en as die Here nie hoor nie, en ek sê dit met groot respek, want die Here hoor in elk geval, maar baie mense die dink van, maar ek het gebid. Ek het vir 2 weke lank gebid, maar daar het niks gebeur nie. Hier sê die Bybel vir ons, bid sonder ophou. Daar staan nie bid totdat jy voel, hoor jy ek het nou genoeg gebid nie. Daar staan nie bid vir 3 weke en dan los dit nou maar nie. Bid sonder ophou, bly by die Here. Hou aan bid. Want dis ons verhoud, dis al na wie toe ons kan gaan met ons grootste probleme, met ons grootste uitdagings. Onthou laas week, Psalm 121 vers 1. Ek slaan my oë op na die berg. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. Jy sien, dis vir ons as kinders van die Here, dis vir ons, die Here Christus, die Here is ons anker. Daarom, die oomblik as ek bid, dan weet ek het gemeenskap met God. Ek wil weer sê, die oomblik wanneer ons bid, dan erken ons eie onvermoë en dat die Here God werklik almagtig is.
Want jy sien, jy kan probeer om jou eie krag te lewe. Ek kan probeer om die lewe deur te maak in my eie krag. Maar ons eie krag is nie genoegsaam. Daarom het ons die krag van die Here nodig. Ons almal weet Jesaja 40, daai bekende gedeelte wat sê, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Ek wil voor by tweede punt, iets wat my nou opval. Nou gebed. Gebed is 'n teken van, ek weet waar my krag vandaan kom. Dis waaroor gebed gaan. Bly by die Here. Want ek weet waar my krag vandaan kom. Want ek weet ek kan nie uit myself nie. Ek weet ek is swak en ek is nietig. Ek is verlore sonder die Here. Daarom gaan ek elke keer in gebed na die Here toe, want ek weet hy is almagtig en ek weet dat die Here hoor, maar ook verhoor as ek bid. Ons tweede punt. Gebed is die middel waardeur die Here werk. Nou as mense wat hierdie ding sê, dat gebed verander sake. Ek weet nie of jy al dit gehoor het. Gebed verander sake. Nou ek verstaan wat hulle bedoel, maar eintlik moet dit wees, die Here verander sake wanneer mense bid. Dis hoe dit moet wees. Die Here het vir ons die wonderlike gawe gegee van gebed. Daar's twee voorbeelde, eintlik is daar baie voorbeelde in die Bybel, maar ek wil twee voorbeelde noem waar gebed mense se lewens die eerste een gered het en die ander verander het. Die eerste ene is, ons lees in Handelinge, Petrus is in die gevangenis. Hy is gevangene geneem deur Herodes. Ek lees in Handelinge 12 vanaf vers 5. So is hy dan in die tronk bewaak, dis nou Petrus. Maar die gemeente het aanhoudend vir hom tot God gebid. Hoor jy wat daar staan? Die gemeente het aanhoudend, nie vir 2 of vir 3 ure nie, hulle het aanhoudend tot God gebid vir Petrus, wat in die gevangenis was. Die nag voordat Herodes hom voor die volks gebring, het Petrus tussen 2 soldate geslaap. Hy was met 2 kettinge geboei en voor die deur wagte oor die tronk bewaak het. So met ander woorde, uit 'n menslike oogpunt, Petrus was onder streng bewaking gewees. Hy is in 2 wagte geslaap, hy was geboei gewees en hy was wagte buite die deur gewees. Met eens staan daar 'n engel van die Here en skyn daar 'n lig in die saal. Die engel vat toe aan Petrus se sy om wakker te maak en sê vir hom, staan op. Onmiddellik het die boeie van sy hande afgeval. En die res weet almal, Petrus het daar uitgeloop, sonder iemand 'n vinger op hom gelê het. Hoekom? Omdat die gemeente tot God gebid het vir Petrus. En daar gebeur 'n wonderwerk. Volgende ene, ons lees in 2 Konings 20 van koning Hizkia. Maar die profeet Jesaja gaan na hom toe. Die Here sê vir die profeet Jesaja, dan sê vir Hizkia, hy gaan sterf. En die profeet Jesaja draai die boodskap voor Hizkia, jy gaan sterf. Dis wat die Here gesê het. Ons lees dan 2 Konings 20 vanaf vers 2. Toe draai Hizkia sy gesig na die muur toe en hy bid tot die Here. Wat interessant is, daar is die koning het raadgewers gehad. Hy roep nie sy raadgewers en sê, hoor hierso, ek het hierdie slegte nuus gekry, gee vir my raad wat ek moet doen nie. Want jy sien, dis wat ons as mens baie keer doen. Ons hardloop na mense toe en vra, maar wat moet ek doen? Hoe moet ek hierdie saak hanteer? Nee, Hizkia, die eerste ding wat hy doen is, hy bid na die Here toe. En dis wat my en jou reaksie moet wees. Ons moet altyd eers na die Here toe gaan in gebed.
Ag Here, neem tog in ag dat ek voor U in trou en met volle oorgawe geleef het. En dat ek gedoen het wat reg is in U oë. Hizkia het bitterlik gehuil. Jesaja was nog nie die binneplein van die stad oor nie, toe die woord van die Here tot hom kom en sê, gaan terug en sê vir Hizkia, die leier van my volk, so sê die Here, die God van jou voorvader Dawid, ek het jou gebed verhoor. Ek het jou trane gesien. Ek gaan jou gesond maak en jy sal oormôre weer na die huis van die Here toe gaan. Ek sal jou lewe met 15 jaar verbring en jou in die stad red uit die mag van die koning van Assirië. Ek sal die stad beskerm om my ontwil en om my dienaar Dawid se ontwil. So die feit is, die Here hoor as jy bid. En soos ek nou gesê, hy is nie die hoorder van ons gebede nie, maar hy is ook die verhoorder van ons gebede. Maar die crux is, hy verhoor ons gebede wanneer hy wil, soos hy wil. Want hoekom? Hy is God, hy is soewerein, hy is almagtig. Ons moet aanhou bid, dis wat die Here van ons verwag. Al sien ons nie dadelik die resultate nie, ons moet nog steeds die aangesig van die Here soek. Tydig en ontydig. Maar nog 'n belangrike ding is, daar bestaan nie 'n ding, en daar's baie mense daar buite wat leer, jy kan net bid wat jy wil, en jy moet net glo, en die Here sal alles so gee wat jy hart begeer. Dis nie wat die Bybel bedoel. As dit die waarheid was, so ek 28 Paase gehad het, met 28 Paasdame op, waar die vis geloop het, nou het lekker op vis gevoel. Dink net bietjie vir jouself, dis nie logies nie. Elke keer as ek sou gebid het, en dit wat ek sou gevra het, en die Here het absoluut vir my gegee het, sou ek soos 'n bederfde brokkie gewees het. Want ons almal weet, as jy 'n kind het, en jou kind vra vir jou, jy gee vir alles wat sy hart begee. Dis nie wat die Bybel vir ons leer nie. En as mense daar buite wat ons verkom, dat ek sê, al wat jy moet doen is, jy moet net glo en die Here sal dit vir jou gee. Dis nie die waarheid, die Here gee soos hy wil. Want hy weet wat ons die nodigste het. Hy weet wat is die beste vir ons. Want hy is almagtig, hy ken die toekoms. Hy ken jou beter as wat jy jouself ken. My Here toe jy Jesus gekruisig was, voor hy gekruisig was, het hy van Getsemane. Wat het wat hy gebid het? Vader, laat hierdie lydingsbeker oor my verbygaan. Maar nogtans, nie my wil nie, maar U wil. Hierdie Vader sy gebed verhoor? Nee, hy het nie. Want hy was nog steeds gekruisig gewees. So met ander woorde, die Here antwoord nie altyd ja op al ons gebede nie. Maar dit beteken nie hoor nie. En daar gebeur dit met jou dat jy bid, maar dit voel vir jou die Here antwoord jou nie. As dit die geval is, moet jy dan met die eerste selfondersoek doen. Want ek het dit al baie preke genoem, Jesaja 59 vers 2, ek het dit net nie opgesit. Dit is julle oortredinge wat skeiding gebring het tussen julle en julle God. Dit is julle sondes wat maak dat julle nie aan julle steur en nie na julle wil luister nie. So ek sê met groot respek en met vrees. Dis nie ek klap my vingertjies voor die Here en hy moet spring omdat ek so gesê het. Ons aanbid 'n almagtige God en daarom moet ons in respek en ootmoed na hom toe gaan in gebed. En ons gee ons versoeke vir hom, en ons bid vir hom opbou, en ons vertrou die Here, dat hy sal deurkom, wanneer hy wil, soos hy wil. Baie mooi gedeelte, Romeine 9 vers 20. Mens wees jy, per slot van rekening, dat jy met God wil redeneer. Wees jy. Wees ek en jy, om met God te kom wil redeneer, om te sê, maar Here, ek het gebid, en Here, U het dit gedoen.
maar Here het nie dit vir my. Wie gee jou die reg? Want jy sien, die oomblik as jy dit doen, dan besef jy nie wie jy is nie. En jy besef nie wie God is. Jy ken nie jou plek as mens. Hoe kan die maaksel vir die maker sê, waarom het jy my so gemaak? Want ons is die maaksel. Hy is die pottebakker, ons is die klei. Ek wil amper sê, ons verstand sal nooit die volle omvang van God se grootte en sy heiligheid kan bedink of beskryf. So moet nooit arrogant wees en in 'n halve opstand kom en sê, Here, maar hoekom? Hoor wat ek sê, in 'n opstand. Partykeer is dit nie sleg om te vra, Here, ek verstaan nie jy. Maar moenie arrogant wees en so half ons lewe ons in samelewing. Luister, as ek iets wil hê, dan wil ek dit nou. Die Here se tyd is nie ons weer nie. Die Here se tyd is nie ons tyd nie. Want hy is God. Hy is almagtig. Laaste punt. Gebed vorm ons volgens God se wil. In Johannes 5 vers 14. En nou kan ons met vrymoedigheid na God gaan, omdat hy ons gebede verhoor as ons enigiets volgens sy wil vra. Gebed verander nie God se plan. Baie mense dink, ek kan deur gebed kan ek die arm van die Here dra. Ja, ons pas aan by die Here Jesus Christus. Dis hoekom ons in gebed na hom toe gaan en sê, Here, nie ons wil nie, maar U wil. Want as ons elke keer ons wil hê, dan bring dit vleeslike vrugte voort. Daarom elke keer as ons bid en ons bid na die Here toe, dan moet ons gesindheid wees, Here, dat U wil geskied. Want weet jy wat? Sy wil sal in elk geval geskied, want hy is God. En hy is altyd in beheer, en hy is almagtig, en hy is soewerein, en daar is geen ander God soos hy nie. Efesiërs 1 vers 11 sê, alles gebeur volgens die raad van sy wil. Jy kan hoe hard werk. Jy kan hoe hard werk in die kerk. Maar sonder gebed is die kragteloos. Jy kan hoe geestelik lewe. Sonder gebed het jy nie 'n geestelike lewe. Ek wil afsluit. Iemand het 'n keer gesê, as die kerk werk, werk die kerk. Maar as die kerk bid, werk die Here God. Sonder gebed beteken werk niks. Sonder gebed is bediening kragteloos. Sonder gebed is geloof maar net 'n teorie. Sonder gebed kan jy nie 'n verhouding met die Here Jesus Christus hê. Ek bid dat jy werklik, soos Paulus sal sê, bid sonder op. Hou aan bid. Moet nooit ophou bid nie. Inteendeel, dis die beste geskenk wat jy vir iemand kan gee. As jy vir hulle bid. En ek vir jou vra, bid vir my. Jy moet altyd vir my bid. Jy moet altyd vir jou predikant bid. Want ons het dit nodig. Ons moet vir mekaar bid. En ek wil weer sê, as jy vir iemand sê, ek bid vir jou, wat jy doen het. Moenie net dit sê, om iemand te beïndruk. As jy vir iemand sê, ek bid vir jou, dan doen jy dit daar. Ek het die gewoonte aangekweek, want op baie ouderdom begin jy goed vergeet. Dus ek vir iemand sê, ek bid vir jou, en ek draai om, dan bid ek in my gedagtes, dadelijk vir die persoon. Maar bid sonder ophou. Want die Here God, hy hoor, en hy verhoor, en hy sien jou raak. Kom ons sluit af met gebed.
Here Jesus, ons dankie vir die wete dat U is waarlik die enigste ware driemaal heilige God. Here, ons weet dat U woord sê U is die weg, die waarheid en die lewe. En ons kom vanoggend, Here, ons verklaar ons afhanklikheid van U. Here, U sê in Johannes 15 vers 5, want sonder my kan julle niks doen. Here, ons besef en daarom bid ons tot. Here, ons sal bid soos Dawid van ouds. In Psalm 51, kom skep in my 'n rein hart, o God. En gee opnuut in my 'n standvaste gees. Dit bid ons, Here, in die naam, die kosbaarste naam, Jesus Christus, onze Here. Amen.